Goeiemôre julle. Ek hoop dit gaan goed. Hier by ons lyk dit of dit vandag darm 'n bietjie sonskyn gaan wees. So dit beteken ek kan bietjie wasgoed was en my wasgoed gaan droog word. So fingers crossed, let's hope. Dankie vir almal se ondersteuning. Ek is bly dit het 'n impak op julle lewens ook en dat die Heilige Gees getrou is met die boodskappe wat uitgaan, dat dit 'n saadjie plant en ietsie is wat versprei kan word en gedeel kan word. En dit bring my by vandag se onderwerp, en ja, die hoofdeel van hierdie van die video's wat ek maak is maar net om deursigtig te wees en my authentic self te wees, deur die Heilige Gees wat my lei, en met die hoop dat dit iemand anders gaan bemoedig vandag en dat daai saadjie wat geplant word, gaan versprei na ander mense toe, en daar 'n groot impak gaan hê, verstaan? So, dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor gehoorsaamheid in die Heilige Gees en dat die Here dit sal stuur waar dit nodig is en waar dit gaan groei en gaan vrug dra. Ja, dit bring my by vandag se onderwerp op, my een vriendin wat hier in Nelspruit gewoon het. Die Here het 'n jaar terug vir haar en haar man gesê, hulle moet Kaap toe gaan, of meer as 'n jaar terug vir hulle gesê, hulle moet Kaap toe gaan, hulle is nou al 'n jaar in die Kaap. En sy maandags toe stuur sy vir my 'n voice note, waar sy net deel hoe die Here deure vir hulle oopgemaak het, in terme van 'n huis wat hulle gekry het om te bly, en die testimony was so powerful gewees van hoe die Here spesifiek vir haar gesê het wanneer sy gaan kan intrek en hoe dit ook so gebeur het, met 'n paar jy weet, goeders in die pad, en toe die Here weer op nommer 99 deurgekom. Maar ja, dit is nie waaroor ek wil praat nie. Ek wil spesifiek praat oor die impak wat dit gehad het om haar stem te hoor. En die Heilige Gees bring net iets in my gees op van hoe Johannes die Doper in sy ma se maag, terwyl sy met hom swanger was, geliep het en gespring het, toe hy die stem van Maria gehoor het, Jesus se ma, hoe dit hy gerejoice het, en soos ek gesê het, geliep het in sy ma se maag, dat sy dit ervaar het, dat hulle dit gedeel het, en dit is die impak wat die Heilige Gees op 'n ou se lewe het, of die impak wat mense wat 'n pad saam met die Here stap, se teenwoordigheid op jou gees het. So 'n paar jaar terug het iemand saam met ons op 'n Woensdag aand kerk toe gegaan, en die persoon het, die boodskap was nie, hoe kan ek sê, so powerful of dit was, okay, kom ek sê dit so, kom ek verwoord dit beter. Dit was skrif. Daar is skrif gepraat met die Woensdag aand sessie, en die pastoor het die woord oopgebreek, en daai persoon wat nou saam met ons daar was, het begin weep, want dit is die impak van God se woord op ons gees. Dit is waarvoor dit gemaak is. Dit het 'n impak op ons gees, en wanneer ons die woord hoor met ons gees, is daar 'n vernuwing en 'n leap of joy wat plaasvind. En dit was vir my so, meer as die boodskap van die aand, was dit vir my so, wow, dit is hoekom daar gesê word, God se woord is lewendig, want
dit is die impak wat dit het op ons gees. Dis 'n rejoice. En die maandag toe ek nou my vriendin se boodskap hoor en haar stem hoor, het ek begin huil met 'n diep geween in my gees, want hulle sit daar in die Kaap en hulle en ek het net ervaar hoe ek hulle mis, hoe ek verlang na hierdie koppel, hierdie vrou en haar man, en ook aan hulle kinders. Hulle is nou almal daar in die Kaap. Hulle seun het 'n pastoor geswat vir pastoor en hy is nou onlangs getroud, en ja, die Here is besig om in hulle lewens te werk, en ja, die impak wat haar stem, net om haar stem te hoor, op my gemoed gehad het, en ek het net gehuil, ek het net begin huil, want hulle omdat hulle nie meer hier in Nelspruit is nie, is so groot verlies vir ons gemeenskap. Nie omdat hulle in wêreldse termes, jy weet, 'n verskil gemaak het nie, maar op 'n geestelike vlak. Jy weet, daar's nie toekennings in hulle name of standbeelde opgerig of wat se aardse benamings en toekennings ook al gaan en vir die wêreld plesier en self-worth gee nie. Die impak wat hulle geestelike teenwoordigheid in my lewe gehad het en in hulle gemeenskap se lewe gehad het. Dit is 'n verlies, julle. Dis regtig 'n verlies dat hulle nie meer hier is nie. Maar ek glo die Here het hulle gestuur na die Kaap toe om daar weer 'n impak te gaan hê en te gaan maak op daai mense, want ons is geroep om disippels te maak. Dit was Jesus se laaste opdrag gewees om te gaan en disippels te maak, en ek glo dat die manier hoe ons disippels maak is deur die impak van ons woorde, deur ons beeld, deur ons testimony, en dit begin alles by ons identiteit, of ons dit ken, of ons dit verstaan, en of ons dit toepas in ons lewens. En ja, hierdie koppel het dit 100% gedoen, en ek het sommer gehuil, ek het geween, omdat ek meen, daar's baie jare wat hulle hier gebly het, wat ons mekaar nie eers gereeld gesien het nie, en ek het sommer gehuil oor al die kere waarop ek uitgemis het om in hulle teenwoordigheid te wees, want ons kon Jesus praat, ons kon woord deel, ons kon mekaar se laste deel, ons kon vir mekaar 'n drukkie gee. En ek weet nie wie van julle kan onthou van met tye van COVID. Dit was so traumaties geweest dat 'n mens nie aan mekaar kon gevat het nie. Want ons as mense is gemaak om fisiese kontak te hê met mekaar. Ek onthou ons het 'n huurder gehad wat nou al 'n paar jaar nie meer by ons bly nie, maar hy het sy vrou aan die dood verloor. En ek het die Heilige Gees het vir my gesê, jy moet vir hierdie man 'n drukkie gee, want hy het so lanklaas menslike aanraking gehad. En in die teenwoordigheid van my man het ek vir hom net 'n druk gegee, en ek het net aan hom vasgehou, en ek het vir hom gesê, ek gee vandag vir jou 'n drukkie, want ek weet jy het hierdie aanraking nodig, want jy het genesing nodig, jy het herstel nodig. En ja, ons is gemaak vir daardie touch, vir daai human touch. En weer eens kom die vyand en hy maak dit verwronge, nê. So ja, die vraag is, wat se beeld of wat se gevoel skep ek en jy as mens in 'n ander mens se gemoed? As iemand
aan my dink, wat se gevoel ervaar hulle, jy weet, soos, daardie persoon wat gekom het vir Bybelstudie en die impak wat die woord op haar gees gehad het. Dit is iets wat lewe gee, dit is iets wat hoop gee. En soos hierdie kappel wat uit ons dorp uit is, jy weet, die verlies wat ek ervaar het, wat my gees ervaar het, toe Johannes die Doper die stem van Maria gehoor het, hoe hy in sy gees ervaar het, wie dit is en geliep het, die teenwoordigheid van Jesus al klaar reeds ervaar het, wat ook in haar was. En ja, dit het maar net vir my, dit is maar net vir my so powerful impak, want die teenoorgestelde is ook waar van, jy weet, dit laat my dink aan hierdie kindertjies wat nou in Van der Balpark oorlede is, en die impak wat dit op hulle ouers gehad het, maar nie die ouers, die hele gemeenskap, swart en wit, en as 'n rede hoekom ek sê swart en wit, want baie mense maak dinge 'n rasse ding, en dit is my so hartseer, en ja, apartheid was verkeerd, en dit was relevant, dat sekere mense dinge voel en ervaar, maar dit is my so onnodig, jy weet, ek dink maar aan die familie wat, die ou wat die kinders uitgevat het, ook nou onlangs, 'n skieper, daai ou is al op daai rivier vandat hy 7 jaar oud is, wat hy al 'n skieper lisensie het, hy en sy familie het langs die Vaalrivier groot geword, daai kind wat oorlede is, het soos 'n kind in sy huis groot geword, sy seun en die kind is beste vriende of goeie vriende vir jare al. Jy weet, daar's familiebande wat gevorm is. Hulle was so sy tweede familie. Hy was gereeld daar. En iemand maak 'n comment en sê, ja, dis 'n rassistiese ding, maar dit is nie. Dit is nie 'n rasse ding nie. Dit is, jy weet, die impak wat sy dood op en sy verlies, is 'n verlies vir daai gesin. Hulle ervaar pyn, hulle ervaar regtig diep pyn, emosies. Nou kan hulle nie met dit deel soos normale omstandighede nie, nou moet dit 'n rasse ding ook raak. Die impak wat dit kon gehad het as op die gemeenskap van, weet jy wat, dit is nie 'n swart en wit ding nie, dit is verlies, dis dood, dis 'n frats ongeluk. Kom ons sien dit as dit, kom ons kry genesing, kom as 'n gemeenskap by mekaar. Weet, nou is dit weer eens 'n ding wat verwronge is, en dis nie waaroor dit gaan nie, julle. So ja, ek bid regtig net dat, ek bid in my gemeenskap, want ongelukkig is hier ook pionne, wat so bitter smaak in 'n ou se mond laat. En, jy weet, Jesus het kwaad geraak vir die fariseërs, as gevolg van die beeld wat hulle uitgestraal het. Die verwronge beeld van Christenskap wat hulle uitgestraal het. Dis is hoekom hy kwaad geraak het vir hulle, dis hoekom hy hulle aangevat het. En ek en jy moet dieselfde begin doen. Ons moet begin die goed in ons gemeenskap raak sien en aanspreek in die gees, want dit is besig om God se beeld verwronge te maak. En ek en jy moet opstaan daarvoor. Ons moet begin besef dat dit is a fight, not against flesh and blood, maar against the principalities, jy weet, wat aan die lig aan die gang is. En ons moet ook begin 'n beeld straal in die gemeenskap van herlewing, vernuwing van gedagtes, hoop,
verdraagsaamheid, vergifnis. Ons moet anders te lyk, en ek sê vir julle, ons kan maar probeer om dit uit onsself te doen en net 'n vriendelike gesiggie op te sit en maak of dit alles alright is. As dit nie met jou gees praat nie, gaan dit nie 'n vernuwing veroorsaak nie. As dit nie met 'n mens se gees, ons geeste voel. Ek kan 'n smaal op my gesig sit en maak of, jy weet, ek so vriendelik is en so aan, maar as dit nie in my gees, as dit nie van my gees afkom nie, gaan dit nie impak maak op iemand anders se lewens nie. Daardie diep geesvervul, earth-shaking ervaring, dit gaan nie impak hê nie, julle. Daar moet verandering wees, daar moet vernuwing plaasvind, daar moet growth wees. Die oomblik as dit kom van 'n plek van, ek was in Jesus se teenwoordigheid, ek was onder Jesus se aanraking, gaan daar herstel plaasvind, daar gaan genesing plaasvind. En ek moet sê, deesdae, wanneer ek in die kerk sit, en die Here praat met my, bid ek vir herstel, vir losmaking, vir genesing, vir losmaking van Satan se houvas op families. En dit is my en jou werk in die dorp waar ons is, in die gemeenskappe waar ons is, om het raak te sien en daaroor te begin bid, en daaroor te vas, en wat die Here ook al op jou hart lê, daar moet 'n vernuwing plaasvind, wat 'n impak gaan hê op iemand, dat hulle nooit dieselfde gaan wees nie, en dit is waarvoor ek bid, vir ons elkeen, en ja, dat ons daardie mense wees in die gemeenskap wat versoening bring in verhoudings, wat versoening bring oor ras, dat daai ding net heeltemal sal wegval, dat ons as gemeenskappe opstaan en ophou dit 'n rasse ding maak, of ophou om dit verwronge te maak, 'n verwronge beeld van Christus te skep, en dit is hoe Christene optree. Nee, julle, daar waar Jesus was, is 'n heeltemal 'n anderste beeld, 'n anderste atmosfeer. So ja, ek hoop regtig hierdie boodskap vind julle gees en praat met julle en bring vernuwing en bring herstel, en ja, 'n soeke in julle en 'n hongerte in julle om 'n verskil te wil maak, en in jou eie lewe, in jou gesin se lewe, en in jou gemeenskap, en dat jy net 'n honger te kry om 'n diepe verhouding met die Here te kan hê, en in 'n soeke bly, en my gees huil daaroor, julle, my gees regtig huil daaroor. Jy weet, as 'n ou in die gees wandel, wys die Here vir jou sekere dinge, en die ding wat my die seerste maak is hoe sekere principalities wat in families operate, hoe dit steel by daardie gesin, en ek huil daaroor, ek huil om te sien wat die impak wat dit op die kinders het, en die families, en ek bid regtig dat jy by die Here se voete vandag gaan uitkom, en dat daar net 'n losmaking sal kom, en dat jy 'n vernuwing van jou gedagtes, en dat jy losgekom van hierdie wêreldse dinge, en die wêreldse houvaste. Ag, regtig, ek bid nie daaroor, julle, ek smeek die Here daarvoor, dat waar ons ook al gaan, waar sy disippels gaan, dat daar net 'n losmaking sal kom. Waar ons vir iemand 'n drukkie gee, dat daar net 'n losmaking, 'n bevryding sal kom. Dat ons 'n impak, 'n bonatuurlike impak op ons gemeenskappe sal hê, julle. En dat die Here ons net sal beskerm, waar daar losmaking kom, waar Satan gaan probeer om dit te verwronge te maak, of by ons steel, wat 'n honger te hê om impak te maak op die gemeenskap, dat die Here sy engele sal stuur en sy bloed om ons net te beskerm. Maar daar moet 'n verandering plaasvind in elkeen se gemeenskap, en ons elkeen se gemoed, sodat dinge kan anders begin raak, julle. Anyway,
tyd om te gaan oudspap maak vir ou Arnoetjie, en ja, wees geseënd van my huis tot joune. God bless.